Ja, Here, U is waardig oor dit alles. Here, daar is nooit 'n tyd wat U nie was en waardig was nie. U is nou hier, U is waardig. U sal altyd wees, U sal altyd waardig wees. Ja, Here, en ons staan vanoggend hier in 'n blye verwondering oor U waardigheid, Here. Selfs in U waardige posisie ken U elkeen van ons op die naam. U ken elkeen van ons se hoeveel daar op ons hoof. Selfs in U waardigheid weet U dit alles. Ja, Here, in U woord, die outeur, U wat outeur is van hierdie woord. Dis die enigste boek in alle ewigheid waarvan die outeur elke leser op die naam ken. En ons eer U daarvoor. Ons dank U vir U woord. U woord wat die weg, die waarheid en die lewe is. U woord wat die vermaning is. U woord wat die lering is. Ja, U woord wat die teregwysing gee. U woord wat vir ons krag gee, vir ons moed gee. Ons dank U daarvoor, Here. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. U kan gerus die sitplekke inneem. Baie dankie. Ons is hier kan. Terwyl ons vir hulle kans gee om hulle sitplekke in te neem weer. Voor ons na die woord toe gaan, wil ek graag vir u 'n verhaal vertel. Wat inpas by die tema wanneer die gemaksone 'n gevaarlike blinde kol word. Ek wil u die verhaal vertel van twee Olympiese atlete by name van Ivan Fernandez Anaya, hy was 'n Spanjaard, en dan Abel Mutai, hy was 'n Keniaan. Hulle het 'n wedloop gehardloop en dis in Desember 2012 is hierdie wedloop, dis internasionale landloopwedloop in Burlada in Spanje het dit plaasgevind. Die groot gunsteling was Abel Mutai, die Keniaan. En hy is selfs, Abel Mutai hy het 'n paar maande tevore 'n bronsmedalje gewen op die Olympiese Spele. Mutai het die wedloop oorheers en hy was ver voor die res van die deelnemers. En toe hy egter die laaste draai van die wedloop betree, het hy die mekaar geraak met die tekens op die baan en hy het onmiddellik spoed verminder. En hy het onmiddellik opgehou hardloop en hy het begin draf na die skare toe en hy begin baie om sy oorwinning te vier. Hy was heeltemal oorgerus en salig, onbewus daarvan dat die wedloop nog nie verby was nie. Reg agter hom was die Spaanse hardloper Ivan Fernandez Anaya ten volle spoed aangekom. Hy het dadelik besef wat hier gebeur het. Mutai het te vroeg gevier en was besig om die wedloop weens oorgerusheid te verloor. Die Spanjaard Anaya kon maklik verby hom gehardloop en selfs die goud ingepaal het. Maar in plaas daarvan om met die foute van die Keniaan uit te byt, het Anaya agter hierdie ou Mutai gebly en in Spaans begin skree, hy moet aanhou hardloop. Toe hy besef Mutai was verstaan nie Spaans nie, het hom fisies aan die skouers gegryp en hom vorentoe gestoot reg oor die werklike wenstreep, sodat die Keniaan, wat die gunsteling was, die wedloop kon wen. As ons nou nog gaan lees in Prediker, sal ons sien, dis die wedloop word nie altyd deur die vinnigstes gewen nie. Dis nie altyd so nie. Hierdie Abel Mutai was die vinnigste man op daardie baan gewees. Hy het al die talent en die voorsprong gehad, maar hy het die feilbare menslike eienskap getoon van oorgerusheid. Hy was in gemaksone, ver voor ek het gewen. Hy het gedink hy het reeds gearriveer. Hy het opgehou hardloop begin feesvier voordat hy die werklike wenstreep oorgesteek het. Nou geliefdes van die Here, is dit nie dalk presies hoe ons dikwels met ons geestelike lewe maak nie. Ons dink ons staan sterk, ons dink het genoeg gedoen, want ons veilig is, ons verminder spoed,
Ons raak laks in ons gebedslewe, ons raak laks in ons liefde vir ons naaste, en ons word oorgerus oor 'n verhouding met God. Gebeur dit nie soms so nie? Maar die lewe is ook 'n wedloop, wat hardloop en gehardloop moet word, tot op die laaste tree. Die prediker waarsku vir ons vanoggend, moenie te vroeg op 'n hardloop nie, want die skielike draai van die lewe kan jou vinnig in 'n blinde situasie laat beland. Die vraag is, wat leer hierdie verhaal van die twee atlete ons vanoggend? Dis nie altyd die vinnigste een wat die wedloop wen nie. Nee. Jy moet aanhou en uithou tot jy by uitpunt kom. En dis nie net waar van die wedloop nie, maar ook van die lewe. Ons moet alles wat ons doen, so goed as wat ons kan doen, totdat dit klaar is. Of ons nou eet en of ons nou drink, speel of fees hou, dan sal ons gelukkig wees. Dit is God se geskenk aan ons. Met hierdie verhaal en gedagte, kom ons sluit die oë voor ons na die woord toe gaan. Hemelse Vader, ja Here, vanoggend in hierdie oggend, as ons na die boodskap wat prediker vir ons uitspel vanoggend, weet ons vanoggend, Here, dat hier 'n vermaning op pad is. Ons weet daar's 'n situasie op pad waar jy ons tot orde gaan roep. Ons weet, Here, en soms, Here, is dit so dat ons heeltemal te vinnig en te vroeg begin spoed verloor. Ja, Here. Vader, ek vra, Here, dat U die woord sal seën, dat U die woord sal inslag sal laat vind in elke hart, siel en gees, en so dat hierdie woord sal lewendig word in elke hart en elke gemoed vanoggend. Here, en ons dank U daarvoor, dat ons rondom die woord kan kuier. In die naam van Jesus eer ons U. Amen. Goed, as U wil, kan U saam met my blaai, ons gaan die Prediker, die 9de hoofstuk daarvan vers 1 tot vers 12 lees. Die opskrif daar is lotsgelykheid van die vrome en die goddelose. Vers 1, hy sê, want dit alles het ek ter harte geneem en dit alles het ek probeer deurgrond, dat die regverdiges en die wyse manne en hulle dade in die hand van God is. Liefde sowel as haat, die mens weet niks van wat vir hom voorlê. Is dit nie waar nie? Alles is gelyk vir almal. Een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en vir die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie. Die goeie ewe goed as vir die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir 'n eed. Met hierdie versie in gedagte, ek luister in die week onderhoud wat hulle met sekere persone voer wat in 'n ouer huis woon. Die een oom sê ek was 'n treindrywer, die een oom sê ek was 'n faktotum, en die een ou sê ek was 'n ingenieur, en die ou sê ek was 'n bestuurder. En die ou wat die ingenieur was sê, wat ek uitgevind het as jy hier kom bly, soos almal gelyk. Die ingenieur is dieselfde as die treindrywer. Almal is gelyk. So, hier sê die prediker ook vir ons in vers 2. En vers 3 sê, dit is 'n verkeerde ding by alles wat plaasvind onder die son, dat een en dieselfde lot almal tref. En ook die hart van die mensekinders vol boosheid is, en dat dwaasheid in hulle hart gedurende hulle lewe, en daarna gaan dit na die dooies toe. Want solank as iemand by al die lewendes behoort, is daar nog hoop, want 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde, sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer, het lank al verdwyn. En hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Gaan dan heen, eet jou brood met vreugde, hoor mooi. Gaan drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lank al 'n behaag in jou werke. Dis goeie nuus. Laat jou klere altyd wit wees, en laat olie op jou hoof nie ontbreek nie. Let wel, hy skryf dit elke dag vir. Laat jou klere altyd wit wees. Soms nie altyd wit wees. Geniet die lewe met die vrou wat jy lief het.
al die dae van jou nietige lewe wat hy jou gegee het onder die son, al jou nietige dade, want dit is jou deel van die lewe, en dan jou arbeid, wat jy met moeite verrig onder die son. 10. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met mag. Want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan. Vers 11, en daar is 'n opskrif daar, hy sê, wysheid is dikwels vir ander beter as die besitter. Weer het ek onder die son gesien, dat die wedloop is nie vir die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie. En ook die brood is nie vir die wyse of die rykdom of die slimmes of ook guns vir verstandiges nie, want tyd en lotgeval tref hulle almal. Vers 12. Hy sê daarso, ja, die mens ken ook sy eie tyd nie. Soos die visse wat gevang word in die gevaarlike net, en soos die voëls wat gevang word in die vangnet, soos hulle, word die mensekinders verstrik in die tyd van onheil, as dit vir hulle skielik oorval. Tot sover. Mag die woord vandag vir julle baie beteken. Soos julle gehoor het, soos jy gehoor het, is daar groot vermaning en 'n goeie skoot realisme in hierdie gedeelte. Ons het van tyd tot tyd nodig om 'n goeie bestekopname te neem van ons vermoë om dinge te laat gebeur. Van tyd tot tyd moet ons gaan kyk, is ons in lyn. So ons kon so maklik dink dat ons prestasies en ons dinge wat ons bereik het in die lewe, aan ons eie talente en ons eie vermoëns te danke is. Het sy dit nou fisies is, jy is dalk die vinnigste of die sterkste, het sy wat intellektueel is, jy is dalk die slimste, jy is vir ouens, noem het nou maar, so, kennisvrate, die ouens wat alles wil weet. Maar die prediker herinner ons vanoggend hier. Dis nie die vinnigstes wat die wedloop wen nie. Dis asof die mens die verhaal van die kinderverhaal van die skilpad en die hasie lees in hierdie gedeelte wat die prediker vir ons probeer skets. En dan hoor sy waarskuwing. Hy sê daar, spoed is goed, ja, maar uiterlike vermoë is egter nog beter. Oor kort afstande kan spoed jou nog uithelp, maar oor 'n lang afstand help spoed jou al minder. Dis ook nie die sterkstes wat altyd die oorlog wen nie. Ons lees dit in die prediker. Hoeveel maal is dit nie aan die geskiedenis bewys nie? Tegnologie en tegniek en ander dinge is baie keer baie meer deurslaggewend in wie die oorlog wen. En dis nog 'n verhaal en gister toe ek 'n bietjie praat hieroor, sê hulle het vir my, ek weet nie wie dit moet sê nie. Maar ek gaan dit maar tog sê, miskien weet iemand van dit. Die storie van die Trojaanse perd. Ek weet nie of iemand die storie hoor van die Trojaanse perd nie, waar die mag van Troje verbreek het. Nou, die perd was die simbool van die mag en die krag van die Trojane. En is juis die mag en die krag van hulle simbool wat hulle ondergang beteken het. Die Grieke het daar 'n perd gebou, wat gelyk het soos hulle Trojaanse perd. Hulle het binne in die perd geklim, hulle het tot binne in die stad gekom van Troje, en so het hulle die stad oorgeneem. Dit wat hulle gedink het, is hulle krag, was op die einde van die dag hulle ondergang gewees. So dieselfde lot hierso geld vir ons intellektuele kapasiteit. Dit is nie noodwendig die wysheid of die verstandiges of die kennisvrate wat die beste daartoe is. Nee, die teendeel is egter waar. Jou wysheid of verstand of jou kennis of jou vermoëns kan nie sorg dat jy tragedie of terreur jou tref. Glad nie. Natuurlik is dwaasheid en onkunde nog 'n baie sterker faktor vir die mens, maar die bose dinge wat mense tref, kan jou wysheid en jou intellek kan dit nie keer nie. Die prediker sê so, alles gaan oor tyd en geleentheid. Ons gaan verder so dit mooi verduidelik. So, alles word bepaal deur tyd en geleentheid. Hoeveel maal in jou lewe kan jy getuig? In my eie lewe 'n paar keer was daar die een tyd
of hierdie een geleentheid, wat iets na jou kant toe gekom het, of iets, wat vir jou moontlik gemaak is, wat jy nie gedink moontlik is. Is daar vandag iemand wat sy hand op kon steek met dit? Ja, definitief. Baie keer is dit wie jy ken, of wie jy raakloop, wat mense op 'n tyd nodig het, waarvoor jy die nommerpas oplossing, wat vir jou sukses en voorspoed bring. En ons sal later sien, dis nie sommer net toevallig nie. Dit is ook waar, dat alles wat ons toegekom het en ons gekry het, ook natuurlik van jou al weggeneem kan word. Deur teëspoed, 'n tragedie of selfs die dood. Oorgerusheid, wat jou in 'n gemaksone laat beland, kan jou suur bekom. Die prediker sê ook hier vir ons, die woord, dis nodig om nederig te wees en dankbaar te wees. Dis nodig dat ons eie vermoëns na waarde skat. Ja, God het jou vermoëns gegee. Jy moet dit na waarde skat. Nie jy moet dit ook nie minag of probeer verkleineer nie, maar jy moet dit binne konteks sien. Dit sal jy laat besef aan die een kant hoe dankbaar jy is, en hoe dankbaar moet jy wees vir watter geleenthede na jou kant toe gekom het. En dit het ook na jou kant toe gekom op 'n tyd waar jy die beste daarvan gebruik sou gemaak het. Baie mense sê, jy is die beste vir 10 jaar terug moet. Maar dit het gebeur op daai oomblik, toe jy die beste daarvan sou gemaak het. God weet alles. En aan die ander kant, laat ek jou besef dat jy nie inherent beter is as jy meeste mense nie. Wat sal keer, dat jy oorgerus sal raak en selfvoldaan sal optree. Selfvoldaan optrede is 'n ding wat jou baie skade kan berokken. Uiteindelik is ons almal op een of ander manier, is ons nog maar weerloos en afhanklik van ander, maar uiteindelik is ons almal afhanklik van God. Nie een van ons Elise kan sê ek is nie afhanklik van God, ons is in totaliteit. Ja, dit is ook so, dat het soms nodig is, dat dinge van ons al weggeneem word, voor ons die waarde van enigiets kan besef. Ja, voordat ons die hand van God, wat ons in ons lewens sien, na waarde kan skap. Ja, baie keer word dit van ons weggeneem. Die prediker waarsku ons hier, en by voorbaat met meer dankbaarheid en nederig ons lewens te lei, nie op ander neer te sien, omdat hulle dalk minder as jy bereik het nie, of meerderwaardig op te tree, omdat jy meer as iemand anders bereik het nie. Nee. Ons kan nie anders se weerloosheid vir ons eie gewin uitbuit nie. Wat die prediker hier vir jou sê is, ontwikkel jou kapasiteit vir genot. En dis daarom heerlik, om hierdie opdrag in die skrif agter te kom. Dit sluit jou vermoë in om te geniet. Geniet dit wat jy het. Prediker 9 vers 7. Prediker 9 vers 7. Hy sê daar, gaan dan heen, eet jou brood met vreugde, drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal behaag in jou werke. Daar staan dit in die woord, God het lankal behaag in jou werke. Dit het jy. Ek het sommer 'n bietjie 'n Latynse woord hier bygelas. Ek het nog 'n redelike passie vir die Latynse woorde. Carpe vitae is die woord wat hier ingelas het, 'n Latynse woord. Dit beteken gryp die lewe vas. Leef voluit. Een sekere sielkundige met die van Petersen het gesê daar, ek quoteer hom vir water, hy sê, eat bread with gusto, drink wine with a robust heart, oh yes, God takes pleasure in your pleasure. Dis wat 'n sielkundige met die van Petersen gesê. En daar sê hy verder, in vers 8, vers 9-8 sê, dra altyd wit klere en versorg jou hare met olie. So dit klink maar soos 'n dra altyd wit klere, maar jy sal nou sien wat dit regtig beteken.
Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet, vers 9, en vers 10 sê, doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Whatever it turns out, sê Petersen ook, grab it and do it. So, waarvan praat die prediker nou eintlik hierso? Waaroor dink hy? Waaroor wil die prediker hê ons moet dink? Hoe moet ons hierdie boodskap wat hy vir ons gee interpreteer? Hoe? Heel eerste praat hy hier oor tafelgemeenskap. Hy het hier in sy fokuspunt die gemeenskap van jou daaglikse ete saam met jou mense. Hy praat daarvan. Brood en wyn is die voedsel wat jy nie net in die lewe hou nie, maar wat die lewe die moeite werd maak. Die eenvoudige plesier van doodnormale brood en die bykomende plesier van, hulle noem dit nou maar wyn, ons noem dit nou maar wyn, maak van enige maaltyd 'n stukkie lewensgemeenskap tussen jy en jou mense. Soms kan brood en wyn naderhand 'n simbool wees van geestelike gemeenskap wat om tafel gebeur. Onthou, ons het die storie van Melchisedek en Abraham in Genesis 14. Jy kan dit maar 'n bietjie gaan nalees in Genesis 14. Sien ons ook met brood en wyn het Abraham vir Melchisedek gegee. En selfs ook die nagmaal wat gevier word, wat die Here Jesus ingestel het, wat brood en wyn die simbole is van sy teenwoordigheid maak. Jy kan maar gaan lees. Daar's heel wat skrifte oor Markus 14, Matteus 26, Lukas 22. Jy kan dit maar gaan lees. Die brood en wyn simbole is simbole van feesviering. As ons nagmaal hou, vier ons fees oor ons verlossing. Die prediker sê ook daar, dis 'n feestelike geleentheid. Hier het hy ook by die oog die gemeenskap van 'n fees saam met jou gemeenskap, saam met jou mense. Hy sê daar, wit klere. Hier kom ons nou met die wit klere. Wit klere was feestelike klere in daardie tyd. En omdat welriekende olie gesaal word, het 'n geleentheid as baie spesiaal gekenmerk in daardie tyd. So wat besonders is wat die prediker se voorskrifte sê. Hy sê dat wit klere en olie vir elke dag voorskryf. Hy sê dra altyd wit klere. Met ander woorde, moenie kompromieer. Elke dag moet 'n feesgeleentheid in die kleinheid wees. Elke liewe dag van jou lewe. En dit bring opwinding, kleur in ons lewe. Dit laat die sleur van die verveling van die lewe vervaag en dat laat 'n mens weer mens voel. En dan praat die prediker ook oor 'n baie belangrike saak. Liefdesgemeenskap. Hy dink hier aan verhoudings. Hy dink hier aan 'n huweliksmaat. Hy dink hier aan 'n huwelikspaar. Dis 'n man en 'n vrou. Let op, hy praat van 'n enkelvoud waarin hy skryf dis een man en vrou. Hoekom is dit dan so belangrik? Want dit is die een ding wat jou die frustrasies van die lewe die hoof kan bied. Wanneer twee mense wat in 'n lewensgemeenskap vir mekaar uitkies, soos 'n egpaar, en op soek en hulle soek mekaar op en niks in hulle pad laat staan van hulle liefdesverbintenis nie. Niks staan in hulle pad nie. En as hulle mekaar uitgekies het, dan is dit vir altyd. Ons het gewoond geraak. Ja, dit is 'n skerp een wat ek nou gaan sê, maar ons het gewoond geraak aan die gemak van egskeiding. Iemand het een keer vir my gesê, egskeiding vat 10 minute en dan is dit verby. Dit is amper soos om jou, noem dit nou maar, soos om jou gewig met liposaksie te beheer. Jy sny net die stuk weg, en jy is weer maar, en jy is weer dun, maar dit werk nie so maklik nie. En die effek daarvan is wyd versprei. Goed, so ek propageer niks mediese prosedures nie. En hoor wat hy sê, dis nie ook nie jou man of jou vrou wat 'n soort beloning vir jou al die moeite werd is in die lewe nie. Dis nie hulle nie, nee. Maar die effek eerder, wat die effek wat so 'n verhouding op jou lewensgenot het, dat jy saam met hom of haar wat jy die lewe sal kan geniet.
En dan sluit die prediker 'n gedeelte af. Hy sê, hy dink aan wat die hele lewe die moeite werd maak. Lewensvreugde. En hy sit op die tafel jou hele lewe. Hy sit daar op jou werk. Hy sit daar op jou belangstellings. Hy sit daar op jou beroepinge, jou roeping in die lewe. Hy sit daar op alles wat jy doen. En dit wat op daai tafel is, jou betrokkenheid in jou gemeenskap, jou toewyding aan 'n saak, dit is wat jy met oorgawe en absolute passie moet doen. Die prediker sê dit duidelik in die woord. Hy het die oog hier op deeglikheid. En ja, ek dink, die manne kan saam met my stem. Daar is min dinge wat 'n mens so ontstel, as werk wat halfhartig en onbeholpe gedoen is. Ja, dit is 'n frustrasie. Die ontwikkeling van vermoëns en intensiteit, dit is wat dit is, wat baie keer wat sportmanne wedloop laat wees, is baie keer wat besigheidsmanne die deurslag en oorwinning gee in hulle wetenskap en hulle besighede. Hulle vermoëns wat God vir hulle gegee het, wat hulle so ontwikkel en so gebruik om uiteindelik die oorwinning te behaal. Hulle sê amper soos 'n never say die hou. Ons gaan nie lê nie. En geliefdes, wat goeie nuus is daarvan, dis die Bybel self, die woord van God self, wat dit vir ons voorskryf. Die lewe moet nou ten volle geleef word. Wat God ook al vir jou gee, die goed of die sleg daarvan, met oorgawe en met toewyding. Niks word halfhartig gedoen, waar dit by die kinders van God kom. En veel later in die Nuwe Testament, as jy Filippense 2 vir my kan opsit, Bianca, vers 12 en 13, Paulus sê, hoekom dit so belangrik is. Hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewe, vers 13, want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Goed, dit natuurlik is ook die waarskuwing wat die prediker 'n paar keer vir ons uitspel, en dit is dat God ook rekenskap sal eis van alles wat hy ons toevertrou het. Wees verseker, en ek kan dit staaf, Prediker 11 vers 9, as jy hom vir my kan opsit, asseblief, Bianca. Hy sê daar, verbly jou o jongeling in die jeug, en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid, en wandel in die weë van jou hart, en in die aanskouing van jou oë, maar weet, dat God oor jou al hierdie dinge in die gerig sal bring. Hy sal vir jou vra daaroor, verseker. Prediker 12:14 sê dit weer. Hy herhaal dit amper dieselfde, maar op 'n ander manier. Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborgene dinge, goed of sleg. Geliefdes, hierdie is baie skerp. Toe ek dit gelees het, en toe ek dit in die boodskap ingebring het, soos dit op my hart gelees, het ek regtig waar 'n baie skerp pyn in my hart gevoel oor dit. Die vraag is, dit wat God vir ons gee, dit wat God op ons pad bring, die geleenthede wat jy kry, die geleenthede wat jy het om met iemand te gesels, maak jy die beste daarvan, of maak jy met dit maar net af as, ag nee wat, hierdie ou gaan dink ek is van die pad af. Maak jy die beste daarvan? Hoe doen jy dit? Dis die vraag wat ek vandag vir jou by jou wil los. Ek wil ter afsluiting vir jou 'n paar gedagtes voorhou. Die prediker hierso bring ons vandag by 'n baie belangrike waarheid. Asseblief hoor mooi. Die lewe is broos. Is onvoorspelbaar en is vol verrassings. Maar ek moet vir jou bysê dat die verrassings wat in jou lewe opduik is nie 'n verrassing van God nie. Hy weet alles wat gebeur. Nooit is dit 'n verrassing nie. Vir jou is dit 'n verrassing, maar nooit vir hom nie. So die vinnigste wen nie altyd die wedloop nie. Die sterkste wen nie altyd die oorlog nie. Die wysste ontvang nie altyd die grootste beloning nie. Alles
word beïnvloed deur tyd en geleentheid. Daarom is die grootste gevaar nie dat ons swak is nie, nee, glad nie, maar dat ons oorgerus raak. As ons begin dink, hoe hy verraad, ons het gearriveer. Dit is soos die atleet in die begin, te vroeg op 'n hardloop het, sodat ons, omdat hy geglo die wedloop is reeds verby. Miskien, vandag, het jou gemaksone stilweg 'n blinde kol geword. Miskien het jy opgehou groei in jou geloof. As jy vandag kan vir eenselwig hier weer, knik het jou kop. Jy hoef nie vir my te sê nie, maar knik jou kop en stem saam. Miskien het jy opgehou om te groei in jou geloof. Miskien bid jy dalk minder. Miskien dien jy minder. Miskien vertrou jy minder. Miskien leef jy meer met gewoonte as uit oorgawe. Vandag roep die Here ons tot orde deur die woord van wat in sy woord in Prediker staan. Hy sê daar: wees dankbaar vir elke geleentheid wat God jou gee. Amen. Wees nederig oor elke sukses wat jy beleef. Geniet die gawes wat hy in jou lewe plaas. Koester die mense wat hy langs jou pad stuur. Dis nie toevallig nie. Doen alles wat jou hand vind om te doen met volle toewyding. Belangrik, moenie net bestaan nie, leef. Moenie net oorleef nie, geniet. Moenie net begin hardloop nie, voltooi die wedloop tot by die laaste punt. Want eendag gaan ons almal in die werklike eindstreep kos. Nie een van ons wat hier sit is bedoel om vir altyd hier te bly. Nie een van ons nie. Jy gaan iewers by die eindstreep kom. Dan sal dit nie saak maak hoe vinnig jy gehardloop het nie. Glad nie. Dit sal nie saak maak hoeveel jy besit het nie. Dit sal nie saak maak wat jy bereik het nie. Nee. Dit sal nie saak maak hoeveel mense jy beïndruk het nie. Glad nie. Dit gaan glad nie saak maak nie. Wat wel sal saak maak of ons getrou gebly het aan die Here wat ons geroep het. En mag ons dalk eendag hierdie volgende woord oor Matteus 25:21. Sit hom vir my op asseblief. En sy Heer sê vir hom: mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou en op veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Mag ons eendag hoor wat God vir ons hierdie woorde sê. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Gaan in vreugde. Maar tot daardie dag aanbreek, moet ek en u vandag aanhou hardloop. Ons moet aanhou vertrou. Ons moet aanhou lief hê. Ons moet aanhou leef. Nie vanuit 'n blinde kol van 'n gevaarlike gemaksone nie. Nee. Nie in die leunstoel van die gemaksone nie, glad nie, maar wel vanuit 'n lewende verhouding met Jesus Christus. Hy wat die weg, die waarheid en die lewe is. Hy wat gesê het, niemand kom deur die Vader behalwe deur my nie. Mag ons vandag so leef en bewus wees van die blinde kol wat jou gemaksone vir jou voorstel. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ja Here, so maklik kom ons in 'n situasie waar ons in 'n blinde kol is. Ja Here, ons kom dit so sterk agter, partykeer as ons ophou glo, ophou vertrou, ophou bid, ophou val in ons geloof, Here, dan is ons in daai gemaksone, in daai blinde kol. Ja Here, dit wat ons nie sien nie, kan ons dalk tref. Maar Here, ek wil dit uitspreek oor ons almal vandag. Begin by my, Here, en oor almal wat hierdie boodskap aanhoor. Laat dit so wees, Here, dat ons die blinde kolle in ons eie lewe sal uitwis. Dat ons nie in ons gemaksone kan gaan sit en dink ons het gearriveer nie. Nee, Here, dat ons altyd waaksaam sal wees. Dat ons altyd sal wees dit wat U wil hê ons moet wees. Dat ons altyd nederig sal wees. Dat ons altyd, soos die Prediker 9 sê, dat ons
alle dinge sal doen tot eer van U naam. Dit wat ons hand vind om te doen, dat ons dit oorleg sal doen en met ywer sal doen. En Here, dat ons sal lief hê, soos U vir ons daar sê. En Here, dat ons altyd, elke dag van ons lewe, 'n feesgeleentheid sal wees vir U, Here. En Here, dat ons sal geniet dit wat U vir ons gee, Here. Want die woord sê, Here, ons moet geniet wat ons doen. Ja, Here, dat ons nie net sal leef nie, sal oorleef nie, maar dat ons sal oorleef. En Here, dat ons nie net sal bestaan nie, dat ons sal leef en dat ons vorentoe sal gaan met die krag, Here, sal hardloop en nie sal ophou voor ons by die eindstreep kom. Here, ons maak die woord vas in ons almal se harte vandag en dat hierdie woord nie hier sal bly nie, dat hierdie woord, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord, Here, dat hierdie woord sal uitgaan en sal verkondig word aan die wat nie geantwoord het nie. En daarom eer ons U vandag vir die wonderlike goedheid en die guns. Dankie vir die liefde, dankie vir die vermaaning. Ja, dankie Here, vir alles wat ons het, alles wat ons nog gaan kry, en alles wat ons nog gehad het. Here, ek wil bid, Here, dat dit wat U vir ons gee vandag, dat ons goeie rentmeesters sal wees, van elke liewe ding, wat U op ons pad sit. En ons eer U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen.